And I just want to read you one verse, that in vers 15 is. Okay? En ek lees dit soos volg: Die arm van die Here is nie te kort om te help nie, en sy oor is nie te doof om te hoor nie. En dan vanoggend wil ons dan net fokus op hierdie vers en dan net vir die wil ons dan fokus op die tema vir vanoggend. Hier is nie nog veilig geweet. Hy het nog nooit in die steek gelaat. Dis 'n baie kragtige vers wat vir ons in die Bybel voorkom. En dit herinner ons aan die gevolge van die weldadige krag van hierdie almagtige God wat ek en u het. Dat in alle omstandighede, in alle tye, is daar geen skeiding van God se liefde vir sy kinders. Daar's nie skeiding in sy liefde nie. En hierdie vers lê baie duidelik en dit gaan in die vers opgedeel in twee gedeeltes. Die hand van die Here is nie te kort om te help nie, en sy oor is nie te swaar om te hoor nie. Ten spyte van die uitdagings in die lewe, ten spyte van die skeiding en die stryd waarmee ons elke dag te kamp het, herinner hierdie vers vir ons baie mooi aan God se onveranderlike natuur. Hierdie vers verduidelik vir ons dat sy hand is nie te kort nie en sy arm is nie swaar nie. Hy is altyd in staat om te red en altyd gereed om te hoor. As ons kyk na hierdie versie, die hand van die Here is nie te kort nie, of is nie te kort nie. Dit verwys dan na God se krag en vermoë om namens sy volk op te tree. Daarom verwys hy na Romeine hoofstuk 8 dat niks vir ons kan skei van die liefde van God. Maak nie saak wat nie. Sy volk is nie net die volk van Israel nie, sy volk is ook ek en u vanoggend. Sy volk, sy arm is nie te kort om ons te help nie. Sy vermoë om te red, te genees of te verlos. Daar is niks wat die Here nie kan doen nie. Dit is nie God wat ek en u het. En dit is die hoop wat ek en u het in ons lewens, in ons hart elke dag. Maak nie saak waar ons is, maak nie saak wat ons doen nie, maak nie saak ons omstandighede nie. Die Here God, die almagtige God, se arm is te kort om ons te help. As ek voel maar ek kan nie meer nie, dan moet jy hou vas aan die belofte en die arm van die Here, die God, die goeie God, is te kort om te help. Maak nie saak hoe ver ons van God af voel of hoe diep ons stryd mag wees nie. God se arm is lang genoeg om ons te bereik. Hoe pas ons toe in ons eie lewens as ons net reflect daaraan? Dink in tye in die eie lewe, toe u gevoel het dat u miskien buite God se bereik is. Miskien was dit 'n tydperk gewees van sonde gewees, 'n seisoen van swaarkry gewees, of 'n oomblik van twyfel. Jesaja 59 vers 1 sê vir ons, herinner ons dat dit maak nie saak waar ons is nie. God se hand is lank genoeg om te red. Is te kort. Sy vermoë om ons te bereik word nie deur ons omstandighede belemmerd nie. En dit maak nie saak hoe desperaat hierdie oomblikke mag lyk nie. God se arm is nie te lank of is te kort nie. Is nie te kort. Die Here se oor is nie te swaar nie. Hy is altyd in staat om ons geroep te word. Dis die psalmdichter wat sê, roep my aan die dag van my doodheid, en ek sal die uithelp. Maar dan die gedagte wat my kom is, maar jy moet my eer. Die gedagte voor en daar, roep my aan. Sy Here se oor is nie te ver te hoor. God se aandag word nie verminder deur ons tekortkominge nie. Sy aandag word nie weggetrek as ek en u nie op die pad is waar ons moet wees nie. Nie loop waar ons moet wees nie. Of wanneer ons misluk in wat ons doen, wanneer ons nie wet by jou nie. Ons leer die kinders in die katekisasieklas dat sonde is alles wat ons dink,
nie alles wat ons dink nie. Wanneer ons nie vir God in ons denke dink, in ons erken vir daarin, so alles wat ons dink, en wat ons doen, en wat ons sê, wat teen die wil van God is, dit is sonde. En so, wanneer ons tekort kom, en wanneer ons misluk in ons sondes lewe, dan is dit God wat vir ons help. Hy is die hoof vir ons gebede, en alvloed soms dat hy ver van ons is, dat hy nie ons behoefte sien of hoor nie. Sy oor is nie te ver om te hoor nie. Trouwens, hy luister altyd gereed om die hart van sy mense te hoor. En as ek voor die gebed geantwoord is nie, ek het so paar sonder dat ek gesê die gebed geleerde preek, ek het pas gespreek daar. Al gebed wat nie verhoor word in God nie, is die gebed wat nie gebid is nie. So wanneer ons dink dat die Here God is nie hoor nie, het hy gepraat met Here se praat. En wanneer jy dink hy hoor nie vir u nie, hy hoor vir u, want die Bybel is ons bevestiging vanoggend, sy oor is nie ver om te hoor nie. As ons so kyk na ons eie lewe vanoggend, het jy al ooit gebid en gevoel dat jy jou Here onbeantwoord is? Miskien het jy dit gedoen, miskien was dit al so gewees, of dat God ver is. Soms voel ons dit nou net nog gedoen, soms voel ons dat God nie na ons luister nie. En as gevolg daarvan ons mislukkings of omdat dit voel as ek ons gebede nie beantwoord nie, word ons soos mense wat geen hoop het. Ons twyfel in God. Ons hoop verdwyn soms. En hierdie vers beskryf ons egter dat God ons duidelik hoor. Sy oor is altyd oop vir diegene wat hom in opregtheid aanroep. Maak nie saak wat hulle in gesig staan nie. Laaste gedagte. God se uitnodiging tot versoening. Ten spyte van alles dit wat ons deurmaak met ons dink sê, hy help nie vir ons nie, hy hoor nie vir ons nie. Ten spyte van alles sonde, al ons mislukkings en al die goede wat vir ons skei van die liefde van God, wat vir ons skei, nie wat vir God skei, wat vir ons skei. Want baie keer as ons iets verkeerd gedoen het, of iets gesê het met iemand, dan vermy ons soms en ons miskien sleg gepraat het, maar miskien praat van verkeerde mense begin. Dan vermy ons soms 'n gesprek of iemand verstaan. Maar God se houding teenoor ons het nooit verander. God se houding teenoor ons verander nie. En wanneer ons dan so hierdie probleme het en omstandighede en wat ons dinge verkeerd doen, en soms kan ons reg doen en wat dit ook op ons betref. God se houding teenoor sy mense is een van gereedheid om te herstel. He's always willing to reconcile. He's always willing to come to us and to speak to us. In die volgende versie van Psalm van Jesaja 59 sê, dit is vir julle oortredinge wat skeiding gebring het tussen julle en God. Dit is julle sondes wat maak dat hy hom nie aan julle steur en nie na julle beluister nie. Julle hande is bevlek. En wat ons dit lees, dan sê die volgende vers spesifiek vir ons. Die feit dat die Here se hart bekort is nie en sy oor nie swaar is nie, is 'n herinnering dat God is 'n herinnering dat maak nie saak hoe ver ons gegaan het nie, hy is altyd gereed om genade en barmhartigheid te toon. Hy smag daarna om te genees, te vergewe en herstel. Jesaja 59 vers 20 sê, praat van hierdie hoop wat ek in u het, wat ons moet hê in ons lewe. Hy sê vers 20 sê, en 'n verlosser sal na Sion kom vir die wat in Jakob hulle bekeer van die oortredinge, spreek die Here. In ander woorde, dit lyk dat die sonde vir ons skei, dit lyk dat ons oortredinge wat die skeiding gebring het vir ons van die Here af, tussen julle en julle God, dit is julle sondes wat maak dat hy hom nie steur nie, dat dit lyk dat hy hom nie steur aan ons nie. Hy het sy seun gestuur sodat elkeen wat glo nie verlore mag gaan, maar die ewige lewe kan hê. Dit lyk vir ons so die oog af, God nie belangstel
maar hy het 'n uitdaging en hy wil vir ons versoen met sy seun Jesus Christus. God se genade is groter as ons sonde. Maak nie saak hoeveel van ons gemors het, as dit so kan staan, baie plat en foute. Hoe ons opgemors het, as dit so kan staan. God bied ons die kans vir versoening. He creates the opportunity to reconcile with the people this morning. Sy hand is altyd uitgestrek om ons te help. En sy oor is altyd oplettend vir ons bekering, vir ons versoening, vir ons terugdraai. As ons vandag ver van God afvoer, is hierdie vers uitnodiging aan ons om terug te keer. Sy genade is gereed en sy liefde is onveranderlik. Kom ons vertrou God se vermoë om te red. Kom ons vind troos in sy aandag wat hy gee elke van ons. Kom ons kom terug na hom toe, aan ons verkeerde weer, wat hy mooi vir ons uit om so te versoen. Ons gebed vanoggend is dat ons sal weet dat God nergens vir hom wegsteek vir ons nie. Hy is daar. En as jy vanoggend in 'n uur moet bly kyk na die lewe, na die getuie, hoe die Here die Here gedra, dan moet jy vanoggend miskien sê, He is never failed. In alle omstandighede, He is never